bloedgroepe met 3 allele. En daarom noem ons dit meervoudige allele. Nou, elke mens kan tog net 2 besit. Daar is in die menslike bevolking, in die hele menslike bevolking, is daar 3 allele. Ek gaan hulle vir jou neerskryf. Ons skryf dit 'n hoofletter U, en dan, soos met geslagsgekoppeldheid, skryf jy dit as 'n eksponentjie bo. Die een alleel is IA. Ek gaan nou vir jou verduidelik waar kom dit vandaan. IB is 'n tweede alleel, en die derde alleel is 'n resessiewe een. Hierdie 2 is dominant. Nou onthou nou, 'n mens kan nou net hê 2 van hulle. So jy kan 'n IB klein i hê, of jy kan 'n IA IB hê, of jy kan 'n IA IA hê. Jy kan homozigoties wees. So dit hang af. Nou waar kom hierdie A en B vandaan? Op die eritrosiete, onthou julle die rooi bloedselle? Daar het ek nou enetjie gemaak. Hy het nou op sy oppervlakte, het hy sekere proteïene, wat 'n sekere vorm het. En die vorm is verenigbaar met eritrosiete wat so lyk. Maar 'n eritrosiet wat so lyk, gaan hierdie eritrosiet antiliggame teen hierdie proteïene vorm. So hier gaan in hierdie persoon se liggaam gaan antiliggame teen die ene vorm. Dan kry jy ook 'n eritrosiet wat so lyk. Sien julle, dis 'n kombinasie van al 2. En dan kry jy laastens in die menslike bevolking eritrosiete wat geen een van hierdie proteïene het nie. Hierdie uitdrukking van die proteïene word bepaal deur die genes. Wanneer jy 'n sekere, ons noem dit 'n antigeen op die oppervlak het, dan het jy die IA-alleel. 'n Persoon kan nou homozigoties IA wees, of hy kan 'n IA hê met 'n resessiewe alleel, klein i'tjie. In hierdie geval het die persoon IB. So hy kan homozigoties IB wees, of 'n persoon kan heterozigoties wees, die alleel wat nie die antigeen het nie. Goed, in hierdie geval is hier net een keuse. En dit is IA, want dis die A1 en IB. Die laaste een het ons net 2 resessiewe gene. Die fenotipes is nou ons bloedgroepe. Die bloedgroepstelsel waarmee ons hier werk is die ABO bloedgroepstelsel. Reg. So, aan watter bloedgroep gaan 'n persoon behoort as hy al die A-allele het? Hy gaan logies aan bloedgroep A behoort. Of hy nou heterozigoties of homo is. Hierdie persoon gaan aan bloedgroep B behoort. Hierdie gaan aan AB behoort. En hierdie gaan aan bloedgroep O behoort. So daar het jy nou 'n idee van hoe die 3 allele kan geneties gedra word in die menslike bevolking. En onthou nou, elke mens kan nie 3 hê nie, hy het net 2. En as hulle vir jou 'n vraag sê, hy behoort aan bloedgroep A, dan moet jy altyd onthou, dit kan heterozigoties ook wees. Kom ons kyk na 'n genetiese kruising wat hulle kan vra. Jy moet jou vraagie baie mooi lees. Met behulp van 'n kruising, aan watter bloedgroepe die kinders sal behoort, indien 'n man wat heterozigoties vir bloedgroep A is. So hy behoort aan bloedgroep A. So ons kan dit skryf as sy fenotipe. Hy behoort aan bloedgroep A. Ek gaan nou afkort hier, maar jy moet dit maar uitskryf in die eksamen. Jy weet hoe streng is hulle daaroor, né? Goed, en die vrou is heterozigoties, maar haar fenotipe is net bloedgroep B. Die genotipe, hulle sê vir ons, baie keer sê hulle dit nie, né? Heterozigoties. So die man gaan 'n alleel hê en dan gaan hy die resessiewe alleel hê, gekruis met 'n B en sy's ook heterozigoties, klein I. Gamete gaan dan wees IA en klein I gekruis met IB en
klein I. Nou gaan ons die man se hier sommer hier skryf. Daar's hy en die vrou se hier. En jy skryf elke keer die A eerste, moenie omdat jy die B eerste lees om eers te skryf nie, né? Goed. Hier is 'n kind wat aan bloedgroep A behoort. Sien jy? Hier is 'n kind wat aan bloedgroep B behoort. 25% gaan wees IA, IB. Hier skryf jy nie bloedgroep AB nie, né? Dan 25% gaan IA heterosigoties wees. 25% gaan wees IB, I, en 25% gaan wees klein I, klein I. Goed, fenotipe, en dit is nou wat gevra word, aan watter bloedgroepe gaan die kinders behoort. Hulle gaan aan al 4 die bloedgroepe behoort. Jy gaan weer eens sê 25% kans dat 'n kind aan bloedgroep AB behoort, 25% kans dat 'n kind aan bloedgroep A behoort, 25% kans aan B en 25% kans aan O. Daar's jou kruising.